Goeiedag vriende, kan jy glo op 1 Januarie hierdie jaar 2026 het meer as 5000 mense saam met ons begin lees deur 'n oomblik in die woord, ons 1 jaar Bybel. Wat 'n voorreg om so saam op reis te wees hierdie jaar. Daarom wil ek jou persoonlik uitnooi. Ons gaan maandeliks tyd neem waar ons saam gaan kyk na die tekste wat gelees is en waar jy kan vra, kom vra jou vrae oor daai tekste waar ons was, of ons in Genesis was of waar ons ook al in die Bybel gelees het. En as jy dalk nog 'n Bybel soek, goeie nuus, nog 800 Bybels is nou weer beskikbaar. So gaan kyk nou by raymondlombard.com. Ek sien jou Woensdag aand by Wat sê die Bybel? Hartlik welkom, mag die Here sy woord in ons harte seën. Het jy jou Bybel gebring? Dis die regte ding om jou Bybel kerk toe te bring? Okay. Is jy by Lukas 24? Okay, jy weet mos, né? Ons is aan die einde van Lukas. Het jy hom daar oopgemaak? Okay, dan gaan ek vir jou lees. Vers 48 en dan vers 50 tot 53. En julle is getuies van hierdie dinge. Dit het ek al vir weke lank met jou oor gepraat. En vers 50. Hy het hulle uitgelei tot by Betanië en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. Vader, seën vanmôre hierdie woord wat U vir U dienaar gegee het om met die volk te deel in Jesus naam. Amen. So my tema, my onderwerp wat my laaste boodskap is uit Lukas, die 143ste preek. Toe ons begin het, by nommer 1, het ek nie geweet, ek gaan met soveel boodskappe bring nie. En verlede week was ons by 142. Hierdie is my laaste boodskap, kan ons 'n amen kry? Ek het gehoor wat sê julle. Dis my laaste boodskap vir nou uit die boek Lukas uit. Ek sal nooit weer tekste gebruik of uit dit uitpreek nie, maar kan julle glo, dit is die 143ste boodskap aaneenlopend uit die boek Lukas uit. En my onderwerp, en ek het 'n baie spesifieke teks waarmee ek gaan sluit vandag met jou uit Lukas uit, maar my gedagte wat ek na jou toe wil bring, wat nou na al hierdie preke geluister het, 143 van hulle, die meeste van julle het, is ons getuies van Jesus, of is ons regters en staatsaanklaers? En ek sal jou sê hoekom ek dit sê. Want toe Jesus nou sy disippels bestel by die Olyfberg, en hy bring sy laaste boodskap aan hulle, en dit het jy nou alles kon lees, hoe hy hulle verstand geopen het, hulle vertel het, gaan verkondig bekering, die doop, en wag in Jerusalem toe hulle gedoop is met die Heilige Gees. Hy het klaar gepraat, hy is klaar. En julle gaan die belofte van die Vader ontvang. Sê hierdie woorde in vers 48, julle is getuies van hierdie dinge. Hulle is getuies in die sin van, hulle het met Jesus gewandel en alles gesien en beleef. Ek en jy is getuie oor wat die Here vir ons gedoen het, omdat ons as gevolg van hulle getuienis by die Here eendag uitgekom het, geslagte later, en die woord ontvang het, wat hulle geskryf het. So, hier is waar ek is. Sy disippels
toe hy met hulle daai dag praat, en hy sê vir hulle, julle is getuies. Dis hoekom hy hulle mos gekies het in die begin van sy bediening, om vir 3,5 jaar met hom te wandel. En nou gaan hy hemel toe. Julle is my getuies. Nou, ek bedoel, vir daai rede, nie net hulle nie, maar ons vandag, wat in hulle spore volg, geslagte later, soos wat hulle toe Christene genoem is, vir die eerste keer in Handelinge 11 in Antiochië, is die getuies, die apostels, die gemeente en almal wat tot bekering gekom het, hulle toe genoem Christene. Dit verduidelik die weg. Dit verduidelik wie ons is. Ons behoort aan Christus. Ons is Christene. As Christene is ek en jy nie regters. Ons is nie staatsaanklaers nie. Ons is nie hier om die wêreld ter helle te verdoem nie. Dis nie waarvoor die Here ons geroep het nie. Die woord sê, julle is my getuies. In ander woorde, ons moet getuig van Jesus, die Seun van God, en dat daar saligheid en redding by hom te vind is, want hy is die een wat deur God gestuur is, sy eniggebore seun, wat aan 'n kruis kom sterf het, nadat hy gelei het, vreeslik gelei het onder Pontius Pilatus en die hoofpriester Annas, Caiaphas en sy skoonvader, en hy onder hulle almal gelei het, en die soldate, en hoe hy gekruisig is en gesterf het en begrawe is, en die dood uit opgestaan het. Ons, die Christene is vandag, wie hierdie woord het, ons is sy getuies. Ons is nie hier om die wêreld ter helle te veroordeel nie. Dit gaan kom op sy dag. Dis nie hoekom ons hier is nie. Andersins verstaan ons totaal mis wat die Here van elkeen van ons as Christene verlang. Onthou, sy disippels, hulle het hulle bekeer, hulle is gedoop met die Heilige Gees 10 dae hierna. Hulle is getuies vir die Here in Jerusalem, Judea, Samaria en oor die hele wêreld, nadat hulle verstand geopen het om die skrifte te verstaan. Ek bedoel, hulle is getuies, hulle het Jesus gesien, hulle het met hom gepraat, hulle het gesien hoe hy gekruisig is, hulle het die leë graf gesien, hulle het hom gesien toe hy opgestaan het uit die dood uit. So daarom is hulle getuies. They can testify. En hulle was met vreugde en blydskap gevul, sê die laaste paar verse. Hulle was in Jerusalem, hulle was by die tempel, en hulle het getuig vir die Here onder die mense, hulle het voor die Joodse Sanhedrin getuig. Hulle was aanbidders van die Here. Met dit alles in ag genome, is hulle geroep en gestuur om nou die wêreld in te gaan, nie om die wêreld te gaan veroordeel, maar om vir die wêreld saligheid aan te bied in Jesus Christus. Want hierdie teks staan kop en skouers bo alle tekstheid in die boek Lukas. En toe ek in Lukas 19 was, toe ek die dag vir julle uitgelê het in my boodskap, as jy dit nie gehoor het, gaan terug. Dit is op YouTube beskikbaar. In Lukas 19 vers 10 het Jesus gesê, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Nie om die wêreld te veroordeel nie. In hoofstuk 9 vers 56 sê Jesus, want die Seun van die mens het nie gekom om mense se lewe te verderwe nie, maar te red. Ek het nie gekom om die mens te verderwe nie. Ek het nie gekom om die mens te straf nie. Ek het gekom om te red, om saligheid aan te bied. Natuurlik sal hulle wat dit verwerp gestraf word. Natuurlik is daar 'n wit troon. Natuurlik is daar 'n oordeel vir die wat hulle rug op hom draai. Natuurlik is daar 'n oordeel vir hulle wat sy woord verwerp en nie glo nie. Maar dis nie my en jou taak nie. Julle is getuies van my, van Jesus. So in daai sin is almal van ons vandag hier geroep om 'n getuie te wees van Jesus Christus, om vir verlore mense
te wys die weg en die pad. Nie om hulle te veroordeel en te skel en te verskree en te blameer nie. Dis nie waarvoor God ons geroep het, then you are really missing it. Julle is my getuies. Om die boodskap uit te dra, saligheid is nou 'n realiteit, dit is 'n werklikheid, jy kan gered word as jy na Jesus toe kom. Dis die boodskap wat ons uitdra. God sal jou sondes vergewe as jy dit bely. Ons kan die boodskap uitdra. Ons kan dit verkondig. Natuurlik is die vraag, maar waar sal ons die krag vandaan kry om hierdie dinge te doen? Dis hoekom Jesus sê, en Lukas verduidelik in Handelinge 1 vers 8, dat Jesus ook vir hulle gesê het, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In ander woorde, hy sal vir ons krag gee. Nou vir Jesus bly daar nou net een ding oor. I mean, he's done. Hy's klaar. Toe hy dit klaar gesê het, en hy het vir hulle gesê, julle sal die belofte van die Vader ontvang, krag in die hoogte. Toe hy klaar is, toe sê hy, kom hier so kerels, en dan staan in vers 50, hy het hulle uitgelei na Betanië. Nou Betanië, ek was al baie keer daar, Betanië lê op die suidoostelike hang van die Olyfberg. Dis 'n plek wat Jesus baie lief voor was. Op die Olyfberg, want as jy by die suidoostelike rand van die Olyfberg is, en jy gaan so van die suidoostelike dele van Betanië, ek het altyd by Betanië verby gereis, en dan gaan jy oor die knop, as jy so oor die knop gaan, dan gaan jy so oor die hang van die Olyfberg, dan kyk jy af op ou Jerusalem, wat hier voor jou lê. En so Jesus het altyd in Betanië gebly. Hy het 'n kamer gehad, wat Martha en Maria en Lazarus altyd vir hom gereed gehou. Jesus het nooit in Jerusalem geslaap. Nêrens in die Bybel lees ons dit ooit nie. Nooit vernag in Jerusalem nie. Hy het altyd uit Jerusalem uit. Hy het ingegaan bedags, hy het bedien, dan het hy weer uitgegaan. Dan het hy gaan slaap. Daar op die suidoostelike hang van die Olyfberg by Martha en Maria en hulle broer. En nou, al wat hy nou oor het om te doen is, hy lei hulle soontoe, by Betanië, die bekende plek, en hy het sy hande opgehef, hy het hulle geseën, en terwyl hy dit doen, terwyl hy hulle seën, en 'n seën oor hulle uitspreek, is hy opgeneem in die hemel, in 'n wolk, en hulle staan en kyk, daar gaan Jesus, tot hy verdwyn. Hulle het hom aanbid net daar. En toe sê hulle, kerels, kom ons gaan Jerusalem toe. Ons gaan oor Jerusalem toe, want ons het altyd Jerusalem toe gegaan. So oor Jerusalem toe, in die tempel, begin getuig, die Here gedien, want hy het ons gesê, hulle moet wag. En in Jerusalem is die bovertrek, waar hulle moes bid. So hulle moes nou Jerusalem toe, hulle daar vir 10 dae, die Here aanbid en gebid, en die Here aanbid, tot op die dag van Pinkster, 10 dae later. Toe is hulle gedoop met die Heilige Gees. So wat Lukas doen is, Lukas sê, hy sê toe vir hulle daar in vers 9, toe hy by Betanië het, staan daar, en hy's opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Nou staan daar nog so stip en kyk, voordat hulle na Jerusalem toe was, toe staan daar 2 Galileese manne by, 2 engele by hulle, sê Galileese manne, wat staan julle so en kyk? Hierdie Jesus, wat van julle so opgeneem is in die hemel, hy kom net weer so terug. Hy kom weer net so, kom hy terug. So, wat nou gebeur het, Jesus se fisiese verskyning op die aarde, is nie meer nie. Hy is nou in die hemel. Sy liggaam, sy menslike liggaam, so wat ek en jy het, maar sy verheerlikte menslike liggaam, is nou opgeneem in die hemel. So wat nou beteken is, sy fisiese verskynings op die aarde, sal nie meer wees, soos wat dit altyd was nie. Die mens, Jesus Christus, wie die Seun van God is, die mens, die middelaar tussen God en die mens, daardie mens, Jesus Christus, die Seun, is opgeneem in die hemel. En hy is nou daar. Om wat te doen? Want ek bedoel, die feit dat hy hemel toe gegaan het, beteken sy aardse taak is klaar. As sy aardse taak klaar is hy met vakansie in die hemel. Ek bedoel, wat maak hy?
En die Bybel is baie duidelik. In Romeine hoofstuk 8 vers 34. Christus is dit wat gesterf het. Ja, aan die kruis. Maar wat ook opgewek is. Ja, hy graf is leeg. Wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Hy is nie met vakansie nie. Hy is in die hemel, aan die regterhand van God. Wat maak hy daar? Om vir ons in te tree, vir sy kerk op aarde, in te tree. En nog aangrypend, Hebreërs hoofstuk 4 sê, nou dat hy daar is, vers 14, hy is daar as 'n hoëpriester. As 'n hoëpriester beteken hy het 'n funksie. Sy funksie beteken hy staan as priester tussen God en die mens. So hy tree ten behoewe van ons op. Wel, dis wat die teks sê. Hy het die hemele deurgegaan, Jesus die seun van God. Ons moet nou hierdie belydenis vashou. Die belydenis ons sê Jesus is by Vader in die hemel. Ons het 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Ander woorde, hy kan voel saam met ons, want hy is in alle opsigte versoek net soos ons, maar sonder sy eie sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. So daar's 'n plek in die hemel wat ek en jy na toe nou mag gaan. Ek kan nie na Jesus toe gaan nie, want hy's nie in Jerusalem nie. Ek kan nie aan die land Israel toe gaan en dink ek gaan maar kry nie, hy's nie daar nie. Jesus is in die hemel. Hy's in die hemel opgeneem. Maar ek kan hom bereik in gebed. Ek hoef nie hemel toe te gaan nie. Ek hoef net hier waar ek is, kan ek kniel, ek kan bid en ek kan hom aanroep. Die Bybel sê, daar's 'n plek in die hemel waar Jesus voortdurend is. Die plek is die troon van genade waar hy hom bevind. Waar ons met vrymoedigheid, nie sleepvoetend, met vrymoedigheid na daai plek toe kan gaan om barmhartigheid te verkry, dat hy saam met ons voel in ons situasie en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. So is 'n tyd wat God sal ingryp. Daar's 'n tyd. Dus miskien nie by die oomblik nie. So miskien nie vandag nie, kan môre wees, kan vanaand wees, maar op die regte tyd sal hy ons help. Dis 'n belofte. So vriende, jy gaan nie Jesus hier kry rondloop nie. Ja, deur sy gees is in ons harte, natuurlik. Maar Jesus as mens loop nie rond nie. Hy's in die hemel. Want sy aardse taak is volbring. So hoe aangrypend. Sy bediening het verskuif na die hemel. Hy bedien nou vanuit die hemel, nie vanuit die aarde nie. Maar die disippels bedien op die aarde, nie in die hemel. Kom ek jou vertel. Niemand word in die hemel geëvangeliseer en sê met jou hart vir die Here gee nie. Het jy dit geweet? Niemand kom tot bekering en val op sy knie en neem die Here aan in die hemel nie. En ek het slegte nuus vir die wêreld vandag. By die wit troon oordeel. Jy kan hoeveel trane stort. Jy kan krokodiltrane stort. Jy kan 'n gebroke hart hê. Is te laat. Ek sê dit as 'n feit. Ek sê dit nie veroordelend nie. Ek sê daar's 'n dag waar dit te laat is. Jy kan nie na jou dood by die wit troon tot ontnigtering kom en nou sê, nou Here, dan is dit toelaat. Jy moet dit nou doen. Jy moet nou na die troon toe gaan as jy hom soek. Maar die feit dat Jesus nie meer hier is nie, as mens, en dat hy as mens, seun van die mens, opgeneem is in die hemel, beteken nie dat ek en jy is alleen nie. Hy het vir ons die Heilige Gees gegee. Hy sê in Johannes hoofstuk 14 vir sy disippels, hulle nou baie bedroef raak. Toe sê kerels, julle moet nou nie so wees nie. Hy sê luister. Hy sê, glo in God, glo ook in my. Julle moet julle nie so ontstel omdat ek sê ek gaan nou hemel toe nie. Want hulle sou vervaar. Wat gaan van ons word as hierdie Jesus wat nou 3,5 jaar hier by ons is, as hy nou skielik weg is? Here, waar gaan hy nou heen? Nee, ek gaan hemel toe. Ek gaan na die huis van my Vader. Ek gaan vir julle plek berei. Maar nou in vers 16 en 17, hy sê vir hulle, ek sal die Vader bid wanneer hy daar kom. En hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Nie te bly tot jy in die hemel kom nie.
te bly tot in ewigheid. Die gees van God wat in ons is vir ewig in ons. Vir altyd. Tot in ewigheid. Die gees van die waarheid. Die Heilige Gees is die gees van die waarheid. So die waarheid sal in jou woon. Wat die wêreld nie kan ontvang nie. Dis die slegte nuus vir die wêreld. Julle kan nie hê wat ons het nie. Ons het wat julle nie het nie. Ons het die gees van waarheid in ons. As julle dit wil hê, moet julle ook julle bekeer tot die Here, né? Omdat julle hom nie omdat hulle kan hom nie sien nie en hulle hom nie ken nie. Hulle ken nie die gees van die waarheid nie. Maar julle ken hom omdat hy in julle bly en by julle sal wees. So die Heilige Gees ken ons want hy bly in ons en hy is by ons. Vers 26. Die trooster wat die Vader in my naam sê, hy sê julle alles leer en herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So hier is die interessante ding. Ons is sy getuies, maar hoor 'n bietjie hier, hoor wie getuig saam met ons wanneer ons getuig. Johannes 16 vers 7. Ek sê vir julle die waarheid. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan. Jesus sê dis beter vir julle dat ek hemel toe gaan. Nee Here, dit kan nie wees. Dit kan nie. Jesus sê ek sê nou vir julle is beter dat ek hemel toe gaan. Hy sê want as ek nie weggaan kan die Heilige Gees die trooster nie kom nie. Maar as ek weggaan stuur ek hom na julle. Hy sal die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ek hoef die wêreld nie te oortuig nie. Ek preek net die woord. Die Heilige Gees is die een wat die oortuigingswerk doen. Kom ek sê ek hoef nie die wêreld te verdoem en te hel toe te stuur nie. Ek preek die woord, ek en jy, ons getuig van Jesus en die Heilige Gees bring die oortuiging dat mense veroordeeld is. Adrie was saam met my nou toe Dr. David Ramirez. Ek moet dit vir julle vertel. 'n Vriend van my en ek weet dat Shalane se moeder Maureen, jy sal ook weet van wie ek praat, ek sê Dr. David Ramirez. Hy is tweede in bevel van wêreldsending, 'n vriend van ons. En ek was met hom baie plekke, Nova Scotia in Kanada en baie plekke in die wêreld om met hom gereis. En goeie tyd met hom gehad. Nou hy is tweede in bevel van wêreldsending, hierdie man. Hy vertel, sy vrou sê vir hom, David, you don't have any pagan friends. Waar is jou heidense vriende? En hy sê, wat? Ek wil nie heidense vriende nie. Wat moet ek met 'n heiden maak? Hy sê, ek is 'n man van God en ek het genoeg tyd wat ek spandeer met pastore en leierskap. En sy sê vir hom, maar hoekom het jy nie 'n vriend met, hoekom is jy nie 'n vriend van die heidene nie? Hy sê, wie wil 'n heiden? En sy sê, wie moet 'n heiden bevriend wees? Dis 'n wêreldling. Ek stel nie belang. Nou noem hy dit 'n pagan. Hy sê vir sy vrou Anita, hy sê, I don't need a pagan in my life. Sy sê, Jesus het vriende gehad, ook onder ongereddes. Al jou pelle is net almal gereddes, right? En sy sê, jy beter wakker word, my man. En hy's like, kan dit nie glo nie. Wat moet ek met 'n pagan maak? En hulle reël toe, ek weet nie of sy tandarts of wie dit was of iemand, maar die persoon, hulle nooi toe en hy sê toe, okay, kom ons nooi 'n pagan, sy vrou, om by ons te kom eet Vrydag aand. By ons huis. Sê sy vrou. En hy sê, jy sê ernstig nie. Wat moet ek vir 'n pagan sê? Sy sê, ons nooi hulle. Hulle kies toe een. Hy sê, ergste van alles, hy aanvaar dit. Hy sê, ek het gehoop hy gaan sê nee. Hy sê, hier kom die pagan. Sy vrou. Hy sê, en dit was 6 hierdie aand. Hy sê, die ergste van alles is, hy sê, het jy geweet pagans is op tyd? 6 toe staan hy daar. Christen is baie keer nie op tyd. Hy sê, die pagan is op tyd. Hy sê, my hart wil gaan staan. Nou loop ek met 'n toppende hart na die deur. Ek moet nou hierdie deur gaan oopmaak. Hier gaan 'n pagan in my huis kom, by my tafel sit en my kos eet. Hy sê so, ek maak die deur oop. Hallo. Ons groet mekaar en hy sê, listen, ek wil sommer net by die deur in die huis val. Hierdie vrou is nie my vrou, is my lover. Ek en my vrou het 'n uitval gehad. En hy's like, dear God, Here, en hy gaan met my eetgerein, my huis kom eet. Hy kry net 'n hartaanval. En hy sê, kom in. En hy sê, nou loop hy agter. Lord, please, Lord, what am I going to say? What am I going to do? Nou sit hierdie pagan met sy lover in my huis, eet my kos. Hy sê so in die gesprek en in die ete,
toe sê hy vir hom, David, hy sê, I feel very guilty. Ek voel baie skuldig hier by jou. Hy sê, that opened the door wide. En hy sê Jesus, en voor die aand verby is, toe kniel hy en gee sy hart vir Jesus. Was nooit die bedoeling nie. Right, want dit het gebeur. Hy sê, en vandag is hy met sy vrou versoen, die man. Wat het ek vir jou probeer sê? Ons getuienis, mense staan self skuldig en veroordeel. Jy hoef dit nie te doen nie. They know it. They feel it. So vriende, die hemelvaart van Jesus sluit die evangelie af. Kan ek sê, kan ons dan nou vandag die apostoliese geloofsbelijdenis aanvaar? Die gedeelte wat sê dat ons glo in Jesus Christus, wat gelei het onder Pontius Pilatus, glo jy dit? Gekruisig is, gesterf het en begrawe is, na die doderyk neergedaal het, wat op die 3de dag uit die doodheid opgestaan het, en opgevaar het in die hemel en gaan sit het aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy weer sal kom. Ek sê, van waar hy weer sal kom. Ek sê, van waar hy weer sal kom. Hy kom weer. Die mens, Jesus is in die hemel, maar hy kom weer, ons Here. Hy kom ons weer haal. So, het jy opgelet hoe eindig Lukas se evangelie die laaste vers? Ons is nou aan die einde. Vers 52 en 53 sê, vers 52, hulle het na Jerusalem teruggegaan, en vers 53 sê, en hulle het in die tempel, het hulle die Here gedien en aanbid. Ek wil net gou iets herinner. Lukas se evangelie het in die tempel begin. In Lukas 1, terwyl Sagaria die priesters aanbedien, vers 9, volgens priestersgewoonte in die tempel van die Here, dis in Jerusalem, en te aanbid, verskyne engel van die Here by die reukofferaltaar. Jou boek, Lukas, het begin by die tempel, en hy eindig by die tempel in Jerusalem. Die sirkel is voltooi. Die saligheidsplan van God is uitgewerk. Wie wat is so aangrypend? Lukas, hy het 2 boeke geskryf. Sy eerste boek wat hy geskryf het, Lukas, begin by die tempel en eindig by die tempel. Dit het ons nou net gesien. Sy tweede boek, Handelinge, begin by die tempel in Jerusalem, maar eindig in Rome. Dis interessant. Sy tweede boek. So vriende, ek stel dit aan jou. Jesus se disippels was sy getuies. Jesus se disippels was nie regters en staatsaanklaers nie. Hulle het die evangelie suiwer verkondig en die Heilige Gees het die werk gedoen. Nou wil ek vir jou sê, ek en jy is nie hier deur die Here geplaas om die wêreld ter helle te gaan veroordeel nie. Ons is Jesus se getuies. Gaan en wees sy getuie. Of hulle dit aanvaar of nie. Of hulle veroordeel staan of nie. Of hulle skuldig voel of nie. Of hulle wil hoor of nie. Wat maak dit saak? Ons is sy getuies. Vriende, die hoofteks van Lukas, het ek vir julle gesê toe ek daarby was Lukas 19 vers 10 vir my, van die seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Al is dit al wat jy onthou van 143 preke van my uit Lukas uit, wil ek jy moet dit nie vergeet. Lukas 19 vers 10. So ek wil jy moet dit saam met my sê. Jy moet dit saam met my aanhaal.
Die Seun van die mens het gekom om te soek en te red die wat verlore was. Hy het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om te soek en te red die wat verlore was. Dis jou boodskap. Jy is sy getuie. Maar vertel jy dit vir mense. Everywhere you go. Maak nie saak wat hulle sê nie, maak nie saak wat hulle doen nie. Ek en jy het 'n boodskap. Ons het die verhaal gehoor. 143 boodskappe later, wat kan ek nog vir jou sê? Ek het niks meer om te sê oor Lukas nie. Nie nou, miskien op 'n ander dag. Maar nou, ek het alles gesê wat in my hart is. Maar ek wil jou herinner, moenie vergeet nie, dat die Seun van die mens het gekom, nie om die wêreld te veroordeel, maar om te soek en te red die wat verlore was. Dis 'n boodskap van liefde, dis 'n boodskap wat passie het, dis 'n boodskap wat omgee. En dis wat ek en jy van getuig. Jesus Christus, wat gekruisig is, nadat hy gelei het onder Pontius Pilatus, wat begrawe was, nadat hy gesterf het opgestaan. Hy het opgevaar, en hy kom weer. Glo jy dit? Glo jy dit? Hy kom weer, kom ons prys hom. So vriende, met dit alles in ag genome, wil ek nou vir jou sê, dit bring ons hier by die tafel van die Here. Want ek bedoel, die feit dat jy vandag met hierdie boodskap van hierdie gaan eet en drink wat ons het, beteken inderwaarheid dat jy kom as 'n getuie. Want ek bedoel, as jy van hierdie beker gaan drink, en jy van die beker, dan sê jy mos dat Jesus jou saligmaker is. Dis mos 'n getuienis. As jy nie die getuienis het nie, want onthou, hierdie is nie volle Evangelie Kerk Lewende Woord Parow gemeente se tafel nie. Dis nie 'n tafel vir pagans nie. Dis nie 'n tafel vir heidene nie. Hulle mag nie deel hê aan hierdie tafel nie. As jy 'n heiden is, kan jy nie deel hê aan hierdie tafel nie. Jy moet 'n Christen wees. 'n Jood kan nie deel hê van hierdie tafel nie. 'n Heiden kan nie deel hê nie. Jy moet 'n getuie van Jesus wees. Jy kan alleenlik as Jesus jou Here is. Want die gebruik van hierdie tafel sê ons glo hy het vir ons gesterwe en hy het opgestaan en hy kom weer terug. Hierdie is 'n tafel van die Here. Jy moet 'n kind van die Here wees om aan hierdie tafel te kan deel. Nou ek sê nie jy sit daar en jy het jou eie skuldgevoelens nie, wat my dink aan die haken wat eendag so stap in die gang af, want hy daar die draai vat en hy kom by 'n vrou, toe sit sy so in die haken kyk so en die vrou sit en sy skud haar kop, sy wil dit nie gebruik nie. En hy kan sien sy's diep geroer. Sy's so oorweldig deur haar sondige lewe. Sy voel sy kan nie dit gebruik nie. En hy kyk haar so, hy sê, "Kyk. This is for sinners saved by grace." Dit is vir sondaars wat God gered het. Vat, eet en drink. En ek wil vir jou sê, ek en jy is 'n sondaar wat gered is deur God se genade. Ons kan eet en ons kan drink. En die Bybel sê, ons moet dit doen totdat hy weer kom. Sê Paulus in 1 Korintiërs 11. So ons kan nie ophou nie. Ons kom elke maand by mekaar totdat hy weer kom. Maar van nou af, as jy hiervan gaan eet en drink, tot jy oor 30 dae weer terug is, of 28 dae, en jy's weer by die nagmaaltafel. Onthou, jy is sy getuie. Daar waar jy gaan, jy is sy getuie. Vader, seën hierdie tafel, die herdenking en ter nagedagtenis om Jesus ontval. Amen. Ag vriende, julle wat my altyd help met die tafel, kom asseblief vorentoe, kom help my. Baie dankie, Here. Vriende, ons het 2 tafels. Pastoor Adrie met die tafel daarbo en ek hier onder met die auditorium. So ons het 'n span hier en 'n span daarbo. Ons gaan jou bedien. Paulus sê ek het van die Here ontvang die nag waarin hy verraai is, hy brood geneem
En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en hy het gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. En net so na die ete, die beker met die woorde, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Wat 'n wonderlike geleentheid om jou Here, van wie jy getuig, in herinnering te roep vandag. Hoe kosbaar dat jy dit mag doen. Mag die Here vir jou seën. Jy kan die broodjie by jou hou, totdat almal het, sy liggaam wat vir ons gebreek is, dan kan ons dit almal saam geniet, of as jy dit nou moet neem, is jy welkom. Geef vir ons broers en susters. Paulus het van die Here ontvang, die nag wanneer hy verraai is, hy brood geneem, gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. En na die ete die beker met die woorde, dit is my bloed. Die bloed van 'n nuwe testament, van 'n nuwe verbond. Ek en jy het die Gees van waarheid in ons, die Heilige Gees. Ons het Jesus, ons hoëpriester by die Vader in die hemel. En ons het sy tafel wat hy vir ons gegee het, as herinnering van wat ons koning vir ons gedoen het, hoe hy sy koningsbloed vir ons gestort het aan 'n ou ruwe kruis. Geef ons broers en susters sy bloed wat vir ons gestort is. Baie dankie. Ontvang dit in die naam van die Here. Baie dankie. Baie dankie dierbares. Yes. Thank you, Jesus. Oh, yes. Thank you, Jesus. Oh, dankie Here. Thank you, Jesus. Goes to Jesus. All the praise to Him alone. All the glory and honor forevermore. All the praise. Oh, thank you, Jesus. Only God knows every day and all. Only God could guide my soul to save. Only God could never come. Oh, thank you, Jesus. God, only God was raised to life again. Only God is King of every king. Only God is God. So, thank you, the praise
All the praise to Him alone. All the praise to Him alone. Oh, we praise you, Lord. Ek glo dat julle daar by die huis en daar waar julle is ook gereed saam met ons in die gemeente te deel vanmôre. Hierdie is 'n nuwe verbond. Verbond wat Jesus namens die Godheid gesluit het. Waar die Seun van God sy lewe gee sodat ons gered kan word. My liggaam wat ek vir julle gee. Kom ons eet dit saam. Ek het hierdie week in my stilheid bestaan in my studeerkamer doodstil gesit. En ek het my probeer indink hoe dit vir Jesus moes wees. Die dag toe hy voel al die sonde van die wêreld, van elke sondaar, kom op hom neer. Elke vloek, elke daad, elke wandaad, elke gruwel. Hoe verskriklik moes een mens gevoel het om almal se skuld op hom te neem. Ek het daar gesit en ek sê, Here, dit gaan my verstand te bowe, want ek lees in Jesaja 53, al ons sondes, al ons ongeregtighede, het hy op hom laat neerkom. Ek sê, Here, dit moes vreeslik gewees het, om elke mens se sondes op U te neem. Ek kan dit nie verstaan nie. Ek kan dit net glo en vir U dankie sê. Hoe kan ek U genoeg dank dat U ook my sondes op U geneem het? Dis wat hierdie beker nou in jou hand sê. Sy bloed was my sondes weg. Kom ons drink saam. Dankie dierbare Here vir onverdiende genade, vir 'n groot liefde. Dit was 'n groot liefde wat dit gedoen het. Gee Here dat elkeen van ons nie sal swyg nie, maar as die geleentheid om voordoen, dat ek sal opstaan en sal sê, Jesus is my redder, my saligmaker, my verlosser, my middelaar, my hoëpriester. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die eerste en die laaste en die lewende, en hy was dood, maar ek weet dat hy lewe, want hy het opgevaar en hy het in die hemel hom gaan vestig en hy kom weer om my te kom haal. Ek weet dit. Vader, dankie vir hierdie tafel en dat U dit vanmôre geseën het in ons harte in Jesus naam.
Amen. Baie dankie, dankie vriende. Dankie julle almal. So, daar is by die deur is die mandjies, dan kan jy dit net daarin plaas asseblief, die glasies. Plaas, nie gooi nie. Anders te koop ons nog 'n klomp. Ons moes dit al 'n paar keer doen. Baie dankie. Baie geluk aan Dilla Kamara en ook aan Barry Venter met hulle verjaarsdag. En dan vriende, die van julle wat wonder oor die doop by die Heilige Geesdiens, ja, die laaste aand in hierdie maand, spesifiek die maandag aand op die 29ste Junie, 6:30, 18:30 die aand, het ons doop met die Heilige Geesdiens, soos jy wil gedoop word met die Heilige Gees. By al mens, kom gerus. En dit sou maandag aand 29 Junie. Die res van die aankondigings, alles is daar. En dan vriende, dit was ook vandag ons nagmaal, en by die nagmaaldiens is ook die einde van die maand, ons tiendes en dankoffers vir die Here. Dankie vir die van julle wat dit so getrou gee vir die koning. Mag die Here jou waarlik waar ryklik seën. Kom ons seën die werk van die Here met ons tiendes en dankoffers. En dan sluit ons met, ja, Jesus, hy kom weer. Ons sluit af met hierdie lied. Kom kuier in die saal, jy is altyd welkom. Vanaand om 6:30 is ons aanddiens uit Esegiel, die boek Esegiel. Kom ons staan, dan sluit ons af.